Goeienaand broers en susters. Ons wil net vir Dominee Pieter welkom heet hierso, Kirpershoek. Hy het so 'n bietjie vir ons kom kuier met 'n uitreeldiens. So moet nou nie vir hom sê julle het dit uitvertel dat hy vanaand kom preek dat die mense wegbly nie. Moet nou nie so wees nie. Dominee, baie welkom hier by ons hoor. Kom ons kyk nou, aha. Broer en suster, kom ons begin voor. Het is heerlik om te kan saam wees, groete van Anlin af ook, van julle broers en susters daar. Mag julle werklik die Here se genadekrag ook in julle lewe van elke dag ervaar. Mag ons as gemeentes wat so langs mekaar leef, mag ons saam groei in ons Here. As ons as kinders van die Here saamkom, dan erken ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Liewe broer en suster, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Verlosser, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Amen. Psalm 84 gee ons die woorde om die Here te erken. Psalm 84, ons gaan vers 1, 2 en 6 sing. Direk daarna ook, sonder dat ek dit gaan aankondig, Skrifruiming 12:3 as 'n lied van belydenis. En dan gaan ons saam bid. Psalm 84, ons loflied.
Ons aanbid U in U grootsheid, maar ook in U genade. Buite beleef ons iets van die grootsheid en die genade saam met mekaar met donderweer en reën. Ons besef, ons buig voor U, maar ons besef ook met U liefde en U genade omvou U ons. Draai ons en versterk U ons elke keer weer in ons lewe. Ons dank U vir die voorreg om geborge te kan wees by U, om in en deur ons Here Jesus te kan weet, U is ons Vader, U is ons genadig in Christus, en U woon en werk in ons deur U Gees. Here, kom te mag weet, U Gees werk diep in ons deur U woord, en as ons nou na U woord luister, mag ons beleef, dit is U wat met ons praat. Ons bid, Here, mag ons die krag van die woord saam ervaar, en mag ons veral in ons hele lewe deur U en U woord en die Gees gerig word op U, dat ons die lewe kan aanpak uit wie U is en wat U doen. Versterk ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanaand na die Here luister in die woorde van Numeri, hoofstuk 23 en hoofstuk 24, Numeri 23 vanaf vers 27 tot hoofstuk 24 vers 14. Nou, as mens dit lees, moet jy die konteks bietjie in gedagte hou. Israel is op pad na die beloofde land toe. Hulle is daar in die vlakte reg voor die Jordaan, as mens so kan sê, en aan die ander kant van die Jordaan lê Jerigo, dat hulle kan intrek, maar daar lê hulle en dan sien die omliggende volke hulle. En daai volke raak bekommerd, spesifiek koning Balak raak geweldig bekommerd van, maar as hierdie volk hier lê en hy het nou klompie oorloë nou net gewen, hoe gaan hulle hierdie volk hanteer kry? En daarom het hy dan Biliam laat roep uit die noorde uit en gesê, Biliam, jy's nou bekend daarvoor dat jy volkere kan vervloek en kan seën, so kom jy nou asseblief om dan Israel te vervloek, en die bedoeling daarvan was dan dat Israel losgemaak word van die Here af, want hulle het besef, dis die Here wat hier agter lê, en as hulle die volk kan losmaak van die Here af, dan sien hulle dalk kans vir hierdie volk. Biliam het gekom, hy het elke keer gesê, maar ek kan net sê wat die Here wil sê. Ons ken nou die gebeure hoe hy uiteindelik daar opgedaag het, en dan het hy 2 keer nou al wat Balak vir hom gesê het, maar vervloek nou die volk en dan seën hy hulle. En elke keer was dit op 'n ander plek waar Balak hom geneem het en gesê, van hier af moet jy nou die volk vervloek en dan seën hy hulle van hier af. En dan kom ons nou net na die tweede seën uitspraak. Lees ons dan Numeri 23 vanaf vers 27. Toe sê Balak vir Biliam, kom, ek vat jou na 'n ander plek toe. Miskien vind God dit tog goed, dat jy die volk daarvandaan vir my vervloek. Balak vat toe vir Biliam na die top van Peor toe, wat afkyk op die droë wêreld. Biliam het vir hom gesê, bou hier vir my 7 altare, maak vir my 7 bulle en 7 ramme gereed vir offers. En Balak het gedoen wat Biliam gesê het, en op elke altaar 'n bul en 'n ram geoffer. Biliam het nou al geweet dat die Here vir Israel wil seën. Daarom het hy nie soos die vorige kere 'n voorteken gaan soek nie. Hy het na die woestyn toe gedraai, en toe hy opkyk en die stamme van Israel langs mekaar sien woon, het die Gees van God oor hom gekom, en toe kom Biliam met hierdie uitspraak.
Die openbaring aan Bileam, seun van Beor, die openbaring aan 'n man wie se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sien wat die Almagtige hom laat sien, wat 'n gebed neerval en sy oë word geopen. Hoe mooi is jou tente, Jakob, jou wonings, Israel. Hulle lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine aan 'n rivier, soos alwyne wat deur die Here geplant is, soos sedebome by die water. Israel se waterkruike loop oor, hy saai waar oorvloed water is. Sy koning is sterker as Agag en sy koninkryk groei steeds. God het hulle uit Egipte laat trek, sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel, Israel vernietig die nasies wat hom teëstaan, hy breek hulle bene stukkend, hy deurboor hulle met pyle, hy buig sy knieë en gaan lê soos 'n leeumannetjie, wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek. Balak was toe baie kwaad vir Bileam, het sy hande afwerend vir hom gehou en vir Bileam gesê, ek het jou laat kom om my vyande te vervloek, en jy het hulle nou al 3 keer geseën. Maak dat jy wegkom na jou eie plek toe, ek beloof om jou goed te betaal, maar die Here het gekeer dat jy betaal word. Bileam sê toe vir Balak, ek het mos al vir die boodskappers wat jy na my toe gestuur het gesê, selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer of goud, mag ek niks doen, goed of kwaad, teen die opdrag van die Here in nie. Ek kan net sê wat die Here vir my voorsê. Ek gaan terug na my mense toe, maar ek wil eers vir jou sê wat hierdie volk in die toekoms aan jou volk sal doen. Tot daar ons Here se woord. Nou liewe suster en liewe broer in ons Here Jesus Christus, wat sien jy wanneer jy aan die toekoms dink? Nou as jy vanaand dink aan 'n week wat voorlê, 'n jaar wat voorlê, as jy dalk dink aan wat vir jou persoonlik voorlê en wag, as jy dink aan wat in die wêreld aan die gang is, maar wat ook in ons kerke aan die gang is, wat sien jy raak? Sien jy al die probleme raak, die onsekerhede, die oorloë wat aan die gang is, die ekonomiese vrae en worstelinge in ons wêreld? Sien jy die misdaad en die seerkry in ons land, die politieke onsekerhede, onstabiliteit in die wêreld? Of is jy opgewonde oor die tyd wat voorlê, oor die uitdagings en die geleenthede, oor tye van saam wees met mense? As jy aan die toekoms dink, is dit 'n toekoms vol hoop, of is dit 'n toekoms vol onsekerheid? Is jou lewe 'n berg wat jy moet uitstrompel, of die woestyn waardeur jy moet probeer net verder kom? Of sien jy iets in jou lewe van 'n tuin waarin jy werklik tot rus mag kom? Dit is die vraag. Wat sien ek raak as ek aan die lewe vorentoe dink? As ons nou Bileam se derde uitspraak vanaand neem, dan is dit opvallend, geliefdes, dat die Here hier ten diepste heel eerste sê, sien my die Here raak, as jy oor die lewe nadink. As jy na die omstandighede kyk, as jy na die toekoms daaroor nadink, as jy besluite moet neem, sien my die Here eerste raak. Hoe sien ons dit in hierdie gebeure? Onthou Balak, die koning, Bileam, die profeet as het ware, staan op die berg. Balak wat moedeloos is met hierdie man wat Israel moet vervloek, maar nou 2 keer het hy al Israel geseën. 2 keer het hy gesê met Israel sal dit goed gaan, want die Here is met hulle. Dis hoekom Bileam dan besluit,
Kom ons vat, dis hoekom Balak dan besluit, kom ons vat vir Biliam, dat hy nou bietjie uit 'n ander hoek na Israel en die wêreld kyk. Hy sê, dalk was dit nie so goed, dat ons op Pisgaberg gestaan het nie, net 'n deeltjie van Israel kon raak sien, soos nou net. Dalk moet 'n mens Israel eerder in hulle barre omgewing sien, dan sal hy besef, hy moet hierdie volk, moet hy nou vervloek. En daarom vat hy hom na die top van Peorberg toe. 'n Berg wat afkyk op die woestyn, die droë wêreld. En dan sê hy vir hom, miskien sal dit goed wees as jy vanuit hierdie hoek na Israel kyk. Miskien sal jy dan vanuit hierdie hoek daaruit kom om Israel te vervloek. Hoe reageer Biliam? Die gewone patroontjie wat al met die vorige 2 uitsprake ook was. Hy sê 7 altare moet gebou word, 7 bulle en ramme moet geoffer word. Maar dit is opmerklik dat hy nou anders optree. Want hy gaan soek nou nie weer die Here op om 'n openbaring by die Here te kry nie. Hy weet reeds wat die Here wil. Die Here het duidelik vir hom gesê. Hy weet die Here wil vir Israel seën. En dan beleef hy hoe die Gees van die Here ook nog van hom beheer neem en dan seën hy weer vir Israel. Sien jy wat hier gebeur het? Hy weet wat die Here gesê het. Dit help nie om uit 'n ander hoek na die situasie te kyk nie. Maar dit help wel in jou lewe om te bly by wat die Here gesê het. Want dis die Here wat uiteindelik bepaal wat met sy kinders gebeur. En dis 'n belangrike lyn wat jy en ek hier moet trek na onsself toe in ons lewe. Want ons kyk maklik in ons omstandighede vas. Ons hou dikwels vas aan die manier hoe ons die lewe sien en sê, as dit is hoe ek die lewe sien, dan is dit hoe die toekoms gaan lyk. En dan sê die Here nee. Hou jou eerder by wat ek gesê het as jy na jou situasie kyk. Hou jou by wat ek gesê het as jy oor die toekoms dink. Hou jou by my, die Here. En daarom as jy en ek nou aan die week wat vir ons voorlê dink, as ons bietjie verder kyk na ons lewe in die toekoms, ons het die Here Jesus se eie woorde om ook nog te onthou. Net die Here Jesus wat gesê het, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal jou rus gee. Mens kan die woorde van die Here Jesus onthou wat seënend gesê het, aan my is alle mag in hemel en op aarde gegee, maar daarmee saam ook, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. As jy hierdie week aanpak, hou hierdie woorde van die Here Jesus, hou dit vas. Onthou wat Jesus die aand voor sy dood gesê het. Hy gesê het, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, want ek het die wêreld klaar oorwin. Hou vas aan wat die Here Jesus ook die aand voor sy dood vir ons gebid het, toe hy gesê het, Vader, ek bid nie dat hy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat hy hulle van die bose moet bewaar. Hou vas wat die Here Jesus self in Openbaring gesê het. Toe gesê het, kyk, ek kom gou, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy stap hierdie week in, stap hierdie jaar verder in, met hierdie woorde van Jesus, wat bepaal, hoe kyk ek en hoe beleef ek, wat in my lewe gebeur. Maar hou ook vas aan wat die Here gedoen het en steeds doen, want is opmerklik, as Biliam praat, dan in die middel van alles sê hy, God het hierdie mense uit Egipte laat trek, sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel.
Nee, wat sê Biljam hiermee? Hy sê ek onthou die Here se verlossingswerk in Egipte, die 10 plaae, hoe die oudste seuns gesterf het in daai land, behalwe as die bloed van die lam aan die voordeur se kusyne gesmeer was. Hy sê ek onthou die Here se werk in die oorlog, toe ons Sion en Og ons aangeval het, maar uiteindelik het hulle tog daardie oorlog gewen. Onthou wat die Here gedoen het, steeds doen, nee, en weer eens aangrypend vir ons het soveel meer in die Here Jesus Christus. Nee, as ek oor hierdie week dink, en ek dink oor my worstelinge dalk met my gebrokenheid, met my sonde, of ook met Satan, dan mag ek vashou dat die Here Jesus Satan se versoekinge deurleef het en weerstaan het. Ek mag daaraan vashou dat die Here Jesus blinde mense laat sien het en die lammes weer laat loop het, dat hy aan die kruis vir my gesterf het, dat hy die dood oorwin het. As ons wonder oor die kerk van die Here, mag ons onthou, maar die Here Jesus het sy kerk op een dag met 3000, 5000 mense laat groei. Hy het vir Paulus in die tronk laat sing, al was hy vasgevang in voetboeie. En ek mag die Here se Gees se werk in my eie lewe onthou. Die Gees wat my hart 'n weergebore hart gemaak het. My hart van klip kom verander het in 'n hart van vleis. Dit mag ek onthou. Sien die Here raak. Hou sy woorde vas. Hou vas wat hy gedoen het. As jy die lewe moet instap. En dan moet jy erken, en dis 'n realiteit, dan is daar nog woestyntyd in 'n mens se lewe. En dit is al ook duidelik, Biljam het hulle al 2 keer geseën. En hulle gaan nou binnekort in die land van melk en honing instap in Kanaan. Maar die lewe is nie skielik net roze geur en maanskyn vir die Here se kinders nie. Hulle is steeds in Moab, in die woestyn. Balak wil steeds hulle vervloek kry. En dis 'n realiteit vir jou in my lewe, ook dalk weer in hierdie week. Ek leef nog in 'n omgewing wat woes is. Nee, is al daar in die vlakte? Daar word van hulle omgewing spesifiek gesê, dis 'n droë omgewing, Biljam het na die woestyn toe gedraai. Dis waar binne mens leef, al is jy kind van die Here en al seën hy jou, jy leef nog in so 'n omgewing. En selfs toe Israel in die beloofde land ingetrek het, was alles nie skielik perfek vir hulle nie. Daar was steeds vyandige volkere rondom hulle. Dink maar aan die Filistyne en 'n reus soos Goliat. Israel het hoeveel keer droogtes beleef, siekte, pyn, dood, hartseer. En ons weet waar dit vandaan kom. Uit Israel se eie sonde. Hulle was nog nie van hulle sondige geaardheid totaal bevry nie. Hulle was verlos uit Egipte, maar nog nie verheerlik in die beloofde land nie. En daarom nog altyd iets van hierdie woeste omgewing. En die geskiedenis van Balak en Biljam wys vir ons dan ook, jy moet besef, terwyl jy leef as kind van die Here met sy seën, verdwyn jou teestanders nie net oornag nie, nê? Israel is nou al 2 keer deur die Here geseën, maar Balak is steeds daar. Hy wil hulle steeds dood hê. Hy wil hulle steeds van die Here af probeer losstorring deur hulle te vervloek. Satan los mense nie net uit, net omdat jy kind van die Here is en vanuit sy seën en genade mag leef nie. Hy gaan steeds probeer om jou los te torring van die Here af.
En dan sê Biljam ook nog, maar Israel gaan steeds oorloë beleef. Al seën hy hulle, sê hy Israel se koning gaan sterker as die Amalekiete se koning wees. So wonderlik, daar kom 'n oorwinning, maar dit beteken daar steeds oorloë. Daar steeds veldslae. Daar steeds die stryd wat soms tot die dood toe is, voordat jy uiteindelik die finale oorwinning behaal. En as mens dan aan Paulus se lewe dink, dan getuig Paulus se lewe so daarvan, nê? As hy hier aan die einde van 2 Korinte kan sê, maar 3 maal het ek lyfstraf gekry, 1 keer is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skipbreuk gelei, 1 maal het ek 'n dag en nag op oop see deurgebring, ek was dikwels op reis en in gevare van riviere, rowers, volksgenote, heidene, stad, die veld, op see, vals broers, net die gevare bly. Al leef ek as kind van die Here onder sy seën in hierdie wêreld. Dis hoekom Biljam uiteindelik ook sê, geseënd is hulle wat jou seën, vervloek is hulle wat jou vervloek. En dis weer mooi, goeie woorde. Maar tog lê daar ook 'n waarskuwing in. Israel, julle sal altyd weer vervloek word. Mense gaan dit altyd probeer. Die stryd bly tot die dag in ons terme dat die Here Jesus terugkom. So moenie ontmoedig word in wat jy beleef nie. Jy hou jou oë op die Here en jy onthou wat hy gesê het en jy onthou wat hy gedoen het en waarmee hy besig is. Maar moenie dat dit jou die geloof laat verloor as jy 'n stuk woestynlewe moet deurleef. Dalk in hierdie week of later in die jaar nie. Maar daar's 'n genadebaar saam met die woestyn. En dis dat ons nie net woestynlewe het, maar ons mag ook al die heerlike tuinlewe begin beleef. Hoekom sê ek dit? Wat sien Biljam? As hy na Israel kyk, as hulle daar in die woestynvlakte lê. Wat sien hy en wat sê hy? Hy sê, hoe mooi is jou tente, Jakob, jou wonings, Israel. Daarmee sê Biljam, ek sien iets meer raak as net die woestynwêreld van die Here se kinders. Ek sien iets meer raak as net die tente waarin hulle bly, nee, want tente beteken jou lewe is nog maar tydelik. Dis nog voorlopig, jy's aan die trek en dis onseker. Maar hy sê ek sien iets anders in hierdie tente dorp raak. En wat was dit? Dit was die besondere struktuur van Israel se kamp. As jy 'n bietjie terugblaai Numeri, dan word dit vir ons heeltemal vertel hoe die kamp daai tyd gelyk het. Nee, die 12 stamme van Israel was in 4 groepe van 3 verdeel. Sekere van die stamme het in die noorde gebly, sommige in die suide, ander in die ooste en die weste. Hulle het elkeen so gebly. Maar gestruktureerd, elkeen met sy vaandel. En dan bietjie meer na die binnekant toe was daar dan die Lewiete gewees. Saam met die priesters wat ook weer in hulle 4 groepe verdeel was. En wat was reg in die middel? Die tabernakel. Die tent van die Here. Nee, die Here self. As jy daai prentjie nou voor jou oë kan kry, dan sien jy 'n prentjie van ja, ons leef in 'n woestynbaragtige wêreld. Maar die lewe van die Here se kinders toon 'n sekere gestruktureerdheid, geordendheid, maar soos dit hier verwoord word, 'n goedheid. Nee, die vertaling sê hoe mooi is dit? Maar letterlik staan daar hoe goed is dit?
En daai woordjie goed, vat maar terug na Genesis 1 toe, die Here wat skep en hy sien alles is goed. Soos hy dit wil hê. Soos dit vir ons as mense goed is. Dit wat vir jou opbouend is. Dit wat jou gaan help om die lewe te kan leef in sy volheid. Hoe goed is hierdie kampopset. Dan gaan Biljam verder en hy beskryf hierdie goeie. Wanneer hy sê, hulle lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine aan 'n rivier, soos alwyne wat deur die Here geplant is, soos sederbome by water. Dit is 4 kort prentjies wat hy daar skets, wat vir ons 3 lyne gee. Daardie lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine, die uitgestrektheid. Letterlik staan daar, dis 'n lewe wat al meer word. 'n Lewe wat nie stagneer nie, maar 'n lewe wat soos 'n tuin het wat groei, ontwikkel. Jy begin as jy met 'n nuwe tuin begin en dan is dit hier 'n klompie plantjies wat daar geplant is, maar alles op sy eie. Maar dan begin dit groei. Dit begin al hoe meer skoonheid wys, al hoe mooier word. Dis hoe ons lewe as gelowiges beskryf word hier. Maar is ook 'n lewe wat geanker is, gevestig is, want daar staan, die alwyn is deur die Here geplant, dis so sederbome by die water. Die alwyne, sederbome, geplant deur wie? Deur die Here, en daai geplant sê, dis vas. Jy en ek staan vas in hierdie lewe, al is dit in 'n woestynwêreld. Ons is vasgeanker deur die Here. En dan die derde deel van die prentjie wat in albei gedeeltes van daai sin na vore kom, soos tuine aan 'n rivier, soos sederbome by die water. Ons mag by die water leef. En as jy nou maar die Nuwe Testamentiese beeld van die water verder neem, Jesus wat by die Loofhutefees uitgeroep het, strome van lewende water sal uit jou voortkom, duidend op die Gees. Jy en ek mag leef vanuit, by die Gees. 'n lewe wat uitstrek, 'n lewe wat geanker is, 'n lewe wat gevoed word deur die Gees. Dis jou en my lewe. En dan uiteindelik gaan Biljam nog verder met die prentjie as hy sê, is as 'n waterkruike loop oor, daar gaan genoeg van die Gees wees, meer as genoeg. En daarom gaan die saadkorrels nie in 'n dorre, droë, barre woestynsand kom nie, maar in vrugbare grond, wat deur die Gees vrugbaar gemaak is. Die Here se woord gaan groei en ontwikkel. En wat gebeur dan met Israel se koning? Sy koninkryk groei steeds. Hy word sterker as Agag. As kinders van die Here mag ons 'n lewe van oorwinning leef. In diens van die koning mag ons koninklik oorwin elke dag. Daar kom teenstand en soms is daai teenstand sommer in jouself. Maar die teenstand het nie die laaste sê nie. En uiteindelik mag ons kragtig leef, staan daar. God se krag vervul 'n mens, versterk jou. Want die Here maak jou soos die horings van 'n buffel. Die Gees stel jou in staat om te leef met die woorde van Christus as die basis van jou lewe, toe hy gesê het, my genade is vir jou genoeg. My krag kom na vore wanneer jy swak is. En dan leef jy met die doring in die vlees soos Paulus, maar dan kan jy tog voluit leef, want die krag van Christus is jou beskutting.
Heel aan die einde, 'n aangrypende beeld in vers 9. Vir Israel, die Here se volk wat gaan lê soos 'n leeu leeumannetjie, en dan die vraag, wie sal hom opjaag? Dit is genadewoorde. Die Here se kinders aan die leef in hierdie woestynwêreld, maar is tog ook 'n tuinwêreld waarin ek mag gaan lê, geborge, veilig, geanker, met rustigheid. Wie gaan my nog kan opjaag? Die woestyn is daar. Maar wie gaan my kan opjaag? Omdat die Here my ook hier die nuwe tuinlewe laat leef. Dis die genade waarmee jy en ek hierdie week, hierdie maand, die toekoms, in ons wêreld, in ons gesinne, in die kerk, ons mag dit daarmee aanpak. Ek sien die Here raak. Ek onthou wat die Here gesê het. Ek onthou wat hy gedoen het en wat hy bly doen. Ja, dan leef ek in 'n woestynwêreld. Maar ek leef ook al hoe meer in 'n tuinwêreld waarin ek uiteindelik kan weet, wie sal my kan opjaag? Niemand. Want ek is geanker in Christus. Daarom mag jy en ek met geloofsmoed, met geloofsvertroue, maar ook met geloofsrus die toekoms instap. Uiteindelik gaan ons finaal in die tuin leef wat in Openbaring beskryf word. Dis die lewe op die nuwe aarde, maar dis lewe ook waar jy geanker is by die stroom van die lewe en waar jy vrug dra 12 maande van die jaar. Dis finaal ons toekoms. In die woestyn, tog tuin, en ek mag veral die Here raak sien, raak hoor, en raak onthou. Hy is aan die werk. Kom ons sing daarom nou eers Skrifruim 18:8, waarmee ons gaan erken, dis ons toekomsvisie. En dan dank ons kortlik saam, dan kan jy weer die sitplekke inneem.
Hemelse Vader, dankie dat ons U voor oë mag hou. Dat ons U woorde mag vashou en altyd weer in ons gedagtes en ons harte mag terugroep. En dat ons U werk, alles wat U gedoen het in en deur Jesus Christus, dat ons dit ook steeds weer mag terugroep en mag besef, U is die Here wat bepaal wat gebeur. Hoe ek na die wêreld kyk, bepaal nie ten diepste wat werklik gebeur nie. U bepaal. En ja, dan leef ons nog soms en beleef ons soms die woestyn van die lewe, Here. Maar dankie ook vir elke stukkie tuinlewe, elke stukkie geborgenheid, elke slukkie water van die Gees wat ons elke keer weer mag drink. Dankie Here vir die rustigheid, die vrede om te mag kan uitroep, maar wie sal ons opjaag? Dankie vir ons geanker wees in Jesus Christus, ons Here. Mag ons uit hom leef, mag ons deur hom leef, en mag ons vir hom en vir U leef, ook in hierdie week weer. Ons bid dit in sy naam. Amen. Kom ons versorg mekaar met die insameling van ons gawes, waarmee ons dan ook hulle help wat in lewensnood is, as het ware. Deel van die rykdom wat ons het as gelowiges, is om werklik in Christus alles te hê, om die lewe mee te kan aanpak. En dis wat ons gaan verwoord aan die einde vanaand, die woorde van Skrifruim 12:4. Dis 'n beruiming van Sondag 1 van die Katekismus, nê, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ek aan Jesus Christus behoort, en dan die hele uiteensetting wat ek in hom het. Hier begin dit met 'n gebed, met daai woorde, troos my tog Here in lewe en in dood, met dan die erkenning, want uit myself kom ek nie uit die nood. En dan kom ons heerlike belydenis. U het my siel en liggaam losgekoop, daarom rig ek op Christus al my hoop. So ons hierdie week kan instap met hierdie diep belydenis. Wie gaan ons kan opjaag? Ek behoort aan Christus. Kom ons sing dit met oortuiging.
Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee julle sy vrede.